Goeiemôre almal. Dis heerlik om almal weer hier te sien. Toe ek net nou so rukkie daar staan, sien ek dat van die ouens wat gister hard gewerk het by die bazaar, hulle klim daai trappies daar op. Dit lyk vir my daar's meer trappies vanmôre as normaalweg. Maar dis ook lekker om te weet, nou lyk my die Griekwas wen nou al amper soos die bokke. So, dit was lekker om wat daar gaan. Ek het gedink die storie waarmee ek vanmôre begin, ek sou seker 'n klomp stories kan vertel, is die storie van Hagar die Verskriklike. Onthou julle vir Hagar die Verskriklike? Strokiesprent, Hagar en Olga, wat jy dan nou in die strokiesprente gekry het. So Olga kom eendag by Hagar en Hagar staan met 'n krimpvarkie. Nou het hy hom so beet met al hierdie penne wat hy hom probeer vashou. Nou vra Olga vir hom, Hagar, wat maak jy? Nou sê hy, nee, ek koester 'n wrok. Daar's nogal iets in dit van die koester van 'n wrok, iets probeer vashou, wat jy eerder moet los, in ons lewens. So vanmôre mag dit deel van ons erediens wees. Ons begin met roepingsverhale vanoggend, en vanoggend die verhaal van Josef. Josef wat ons van lees in Genesis al, en dan gaan ons vir 'n hele ruk besig wees met 'n klomp roepingsverhale. So 'n uitdaging, as jy iewers 'n roepingsverhaal van 'n persoon graag wil hê, ons moet iewers daaraan aandag gee, met hom besig wees. Stuur vir die kantoor, stuur vir my 'n boodskap. As jy dink die persoon of daai persoon wat 'n mens mee kan besig wees. Ek sou graag wil kyk waar lê julle roepingsverhale. Ons lees oor ander ouens se roepingsverhale, maar op die ou end gaan dit oor ons eie roepingsverhale. En die pad wat die Here met ons loop. So hierdie week het ons by midweek weer begin, Woensdag wat kom dan nou weer die oggend 10:00 en die aand 6:00, ons midweek hier langs in die saal, wat ons om die tafel sit en saam met die woord besig is, en ons gaan besig wees met padtekens. Hierdie week het ons gewees met 'n stopteken, wat jy iets gedoen het van om na jou lewenspad terug te kyk, en wat is die goed wat gebeur het, en wat het in jou lewe alles al gebeur tot vandag toe hier. So wanneer ons nou met roepingsverhale besig is iets hiervan ook waar, wat ons kyk wat het in 'n persoon se lewe gebeur, en hoe het sy die pad van sy lewe geloop, en wat leer ons uit daardie verhaal uit. Vanoggend gaan ek die nagmaalsformulier gebruik wat die Gereformeerde Kerk ook gebruik. En in hulle formulier het hulle baie interessant die hele ding rondom hoe jy jou skuld bely, hoe jy selfondersoek doen voordat jy in die nagmaal aansit. Hulle noem dit as volg. Eerstens, ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking, en ons met die berou hiervoor voor God verootmoedig. Tweedens, ons moet die vaste belofte van God glo, dat ons al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is, en dat sy volmaakte geregtigheid ons toegereken en geskenk is. En derdens, ons moet die opregte begeerte hê, om met ons hele lewe dankbaarheid aan God te betoon, opreg voor hom te wandel, in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wanneer ek vir ons lees in Deuteronomium 5, waar ons die 10 gebooie kry, dan staan daar, die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou gesnede beeld van 'n God maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van hulle ouers, selfs tot die 3de en die 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Hou die Sabbatdag heilig, sodat die Here jou God jou beveel het. In 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou bees en jou donkie, of enige van die diere nie. Ook nie jou vreemdeling wat by jou is nie, sodat jou slaaf en jou slavin kan rus, soos jy. Jy moet onthou dat jy ook 'n slaaf was in Egipte land, en dat die Here jou God met 'n sterk hand en uitgestrekte arm jou daar uitgelei het. En daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te vier,
Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, soos die Here jou God jou beveel het, sodat jy lang kan leef en sodat dit met jou goed kan gaan op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teenoor jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, ook nie sy saaigrond, sy slaaf en sy slavin, sy bees en sy donkie of enigiets anders wat aan jou naaste behoort nie. Hierdie woorde het die Here met 'n harde stem uit die vuur, wolke en diep duisternis op die berg vir hulle hele geloofsgemeenskap gesê. Die bedoeling wanneer 'n mens so die samevatting van die wet lees, is nie op die ou end dat ek en jy nou met 'n stuk skuldgevoel hier moet sit en dink hoe ellendig, hoe het ek weer gedop, hoe het ek weer verkeerd gedoen nie. Ek lees nou die dag 'n gedig wat iemand sê oor 'n hele ding van flou gerou. Die hele ding van om die hele tyd so te voel, ek het dit nie gemaak nie. Wanneer ons vanmôre saam is dit die Here wat soos in Psalm 51 vir my en vir jou kom sê, laat ons weer die vreugde belewe van iemand wat deur U verlos is, van deur U vrygemaak is. En dat ons opreg daarna streef om ons dankbaarheid so te laat deurskyn, so laat wees dat mense sal sien, ons is oorweldig, ons is volgemaak deur die liefde van die Here. Mag jy vanmôre regtig as 'n vreugdefees beleef wanneer ons hier saam is. Kom ons bid voor ons saam lees. Ons Here, dit is lekker om hier te wees. Dit is lekker om net 'n oomblik in stilte en rustigheid te kan wees met broers en susters en mense wat soos ek glo hier te kan wees. Partykeer as ons hier sit amper iets soos om tot verhaal te kom weer. Partykeer is dit om 'n nuwe perspektief op die lewe te kry. 'n Sondag wat ons nie hier was nie. Se week en se dag daarna is net nie dieselfde nie. Iewers verander U aan ons lewens. Soms besef ons dit nie eers nie, maar U vorm aan ons. En wanneer ons vanmôre hier is, Here, dan het U 'n afspraak met ons gehad. U het ons hierheen gebring. U het met 'n gewone mens besig gewees in die voorbereiding van 'n boodskap. 'n Boodskap wat iewers ons glo, U vir ons gee. En wanneer ons dit dan hoor en dit uit die woord uitkom, dat dit deur die Gees in ons lewens grondvat. En dat ons iets daarvan sien, iets daarvan hoor, iets daarvan leer. Dankie Here dat ons weet dat U ons ook roep. U vir ons 'n taak het, 'n pad het wat U wil hê ons moet loop. Dankie dat ons weet, dit maak nie saak waar op ons lewenspad ons vanmôre is nie. U is daar. Of ek vanmôre kan jubel en bly kan wees en sê, dit gaan met my baie goed. En of ek sê, dit gaan nie lekker nie, ek sukkel maar 'n bietjie, ek is nie op 'n goeie plek in my lewe nie, dan weet ons U is daar. Wil U in U liefde ons ook vanmôre lei op die stuk lewenspad waar ons nou is. Wees met ons, seën ons Here, wanneer ons saam met die woord uit gaan lees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou wanneer 'n mens se lewensverhaal van 'n persoon sou weer besig wees, of dan sy roepingsverhaal, dan is dit baie moeilik dat 'n roepingsverhaal inpas in een skrifgedeelte. En daarom wat ons vanmôre gaan doen is, ons gaan hier van hoofstuk 37 van Genesis tot by hoofstuk 45 selektief gedeeltes net lees, om die verhaal soort van in hooftrekke vir ons te sê. Baie van ons ken die verhaal, maar ons gaan iewers net weer hoor, o ja, daai gedeelte het ek 'n bietjie vergeet. Ek hoor dit weer en elke stukkie van die verhaal weer bymekaar. As jy nou tyd het en jy iewers stilte het en wil lees, is jy welkom, gaan sit en gaan lees hierdie hoofstukke saam deur, en wanneer jy dit saam deurlees, vorm dit dalk 'n ander eenheid, en praat die Here dalk ook op 'n ander manier met jou. Daarom kom ons lees by Genesis hoofstuk 37. Die eerste Genesis 37 vers 1 tot 4. Jakob het gewoon in die land waar sy vader 'n vreemdeling was, in die land Kanaan. En hier volg die familiegeskiedenis van Jakob. Josef was 'n 17-jarige seun, 'n skaapwagter by die kleinvee saam met sy broers. Hy was 'n jong seun,
saam met die seuns van Bilha en Silpa, sy vader se vroue. Josef het vir hulle vader die slegte gerugte oor hulle gebring. Israel was lief vir Josef, maar vir al sy ander seuns, meer as vir al sy ander seuns, want hy was vir hom die seun van sy ouderdom. Hy het vir Josef 'n lang rok met moue gemaak. Sy broers het opgemerk dat hulle vader lief was vir hom, meer as vir al sy broers. Hulle het weerstand aan hom gekry en kon nie vriendelik met hom praat nie. So die eerste soort van wegtrek, iets van jou ouer huis, van waar jy groot word, wie jou ma is, wie jou pa is, en jou gesinsvoete. En hier hoor 'n mens iets van 'n pa wat vir sy jongste baie lief is, meer lief is as vir die ander, om dalk voortrek. Ons sal dalk praat van 'n wit broodjie, en wat die reaksie daarop is. Dan by Genesis 37 vanaf vers 19, 'n soort van 'n reaksie wat nou gebeur. Hulle het vir mekaar gesê, kyk, daar kom daardie Boas dromer aan. Kom dan nou, laat ons hom vermoor en in een van die opgaarputte gooi. Ons sien dan, sê dan 'n roofdier het hom opgevreet. En dan sal ons sien wat word van sy drome. Reuben het dit egter gehoor en hy het hom uit hulle hand gered. Hy het gesê, ons mag nie 'n mens doodslaan nie. Reuben het daarby vir hulle gesê, moenie bloed vergiet nie. Gooi hom in hierdie opgaarput in die woestyn, maar moenie 'n hand aan hom slaan nie. Dit was sodat hy hom uit hulle hand kon red, om hom na sy vader terug te neem. Reuben, die oudste seun, wat nou hier verantwoordelik optree, en op 'n manier hier dit so bewerk, dat hy nie doodgemaak word nie, maar net in die put gegooi word. Sy plan dan om later, om weer te kon gaan red. Dan Genesis 37, 27 en 28. Kom ons verkoop hom aan die Ismaeliete. Ons moenie ons hand aan hom slaan nie, hy is immers ons broer, ons eie vlees. Sy broers het na hom geluister, en toe die Midianiete manne daar, die handelaars daar verbykom, het hulle Josef opgetrek, om uit die opgaarput gehaal, en om vir 20 silwerstukke aan die Ismaeliete verkoop. En die het Josef na Egipte geneem. As 'n mens jou indink in hierdie situasie, Josef 17 jaar oud, as jy nou min of meer daar oud is, jy hoërskool is, dit met jou gebeur, jou broers gooi jou in 'n put, hulle wil jou eintlik om die lewe gebring het, nou is jy nog ten minste lewendig, maar nou is jy na ver land toe, jy is hier verkoop, jy is 'n slaaf op pad Egipte toe. Hoofstuk 37 vers 33. Hy het dit erken en gesê, dit is my seun se rok, dis nou die rok met die bokkie se bloed, wat na sy pa toe gevat word. Dit is my seun se rok, 'n roofdier het hom opgevreet. Josef is sonder twyfel verskeur. Jakob het sy klere geskeur en 'n roukleed om sy heupe gebind. Hy het bang en lank oor sy seun gerou. Al sy seuns en dogters het opgestaan om hom te troos, maar hy het geweier om hom te laat troos en gesê, nee, al treurend sal ek na my seun in die doderyk afgaan. En so het sy vader oor hom gehuil. Die Midianiete het hom in Egipte verkoop aan Potifar, 'n paleisamptenaar van die farao en hoof van die leiwag. Ek lees vir ons verder. In Genesis, nou hoofstuk 39, Josef is afgebring na Egipte. Potifar, 'n paleisamptenaar van die farao en die hoof van die leiwag, Egiptiese man het hom gekoop by die Ismaeliete wat hom daarheen afgebring het. Die Here was met Josef. As jy hierdie verhale lees, is dit fenomenaal hoeveel keer daai sinnetjie, die Here was met Josef, herhaal. En hy was 'n suksesvolle man. Hy was werksaam in die huis van sy eienaar, die Egiptenaar, en toe sy eienaar merk die Here met Josef is, en dat die hele alles wat hy doen laat slaag deur sy hand, het Josef guns gevind in sy oë en sy persoonlike bediende geword. Hy het hom aangestel oor sy huishouding en alles wat aan hom behoort, het onder Josef se beheer geplaas. En vandat hy hom in sy huishouding en oor alles wat hy besit aangestel het, het die Here die huis van die Egiptenaar geseën ter wille van Josef. Die seën van die Here het gerus op alles wat hy besit, in die huis en in die veld. Hy het alles wat aan hom behoort in Josef se hande gelaat. Met hom daar het hy hom met niks bemoei nie, behalwe met die kos wat hy eet. Dit klink na 'n vervelige lewe aan die een kant. Josef het 'n mooi voorkoms gehad en was besonder aantreklik. Na verloop van tyd het die vrou van sy dienaar Josef reguit aangekyk en gesê, kom lê by my.
maar hy het geweier en vir die vrou van sy eienaar gesê, kyk, met my hier bemoei my Heer hom nie met niks in die huis nie. Alles wat hy besit, het hy in my hande gelaat. Hy is in hierdie huis die belangriker as ek nie. Hy het van my nie weerhou nie, behalwe u, omdat hy sy vrou is. Hoe kan ek dan hierdie verskriklike kwaad doen en teen God sondig? En dan gebeur hierdie moeilikheid nou, die kleed wat nou geruk word, hy weghardloop en dan valslik wat sy hom beskuldig, en dan gebeur dit mos nou dat Josef in die tronk beland. Josef se eienaar het hom gevat en hom in die gevangenis gegooi, die plek waar die koning se gevangenis aangehou is. Hy was daar in die gevangenis, maar die Here was met Josef en hy het sy troue liefde na hom uitgereik. Hy het aan hom guns geskenk in die oë van die hoof van die gevangenis. Die hoof van die gevangenis het al die gevangenes wat in die gevangenis was onder Josef se beheer geplaas en alles wat daar gedoen moes word, het hy gedoen. Die hoof van die gevangenis het nie omgesien na enigiets wat onder Josef se beheer was nie, want die Here was met hom en wat hy gedoen het die Here laat slaag. Tel nou weer 'n patroon op, oor hoe elke keer eers as bediende daar in Potifar se huis, hoe die Here, hoe hy sy werk doen, hoe hy besig is en hy al meer verantwoordelikhede kry. Dan beland hy nou in die tronk, op 'n manier wat hy leef en optree en besig is, kry hy meer en meer verantwoordelikhede, dat hy ook daar in die gevangenis se posisie beklee. Dan spring ons 'n bietjie, Genesis 42. Jakob het agtergekom dat daar graan in Egipte was. Jakob sê toe vir sy seuns, waarom kyk julle net na mekaar? Hy het ook gesê, kyk, ek het gehoor daar is graan in Egipte. Gaan af daarheen en koop vir ons daar graan, sodat ons kan leef en nie sterf nie. So nou, terug net 'n bietjie vinnig, die drome, onthou julle van Josef, die 7 maarjare, die 7 vetjare, hoe hy dit vir die farao daar bedui het en gesê het wat gebeur het, en in die proses hulle skure gebou het, bymekaar gemaak het, nou is daar kos in Egipte. Genesis 43. Dit is nou ruk, hulle het die eerste keer teruggegaan na Egipte toe, gaan graan koop, hulle het nie agtergekom, dis Josef, hulle broer, wat nou tweede in beheer in Egipte is, en by wie hulle gaan kos koop nie. Nou die kos opgeraak, 'n tweede keer, die hongersnood was erg in die land, en toe die graan wat hulle uit Egipte gebring het, heeltemal opgeëet was, het hulle vader vir hulle gesê, gaan koop weer vir ons 'n bietjie kos. Dan begin die verhaal nou, wil ek amper sê, op hierdie besondere punt kom, goed begin nou gebeur, goed kom nou by mekaar. Josef het die hoof van sy huishouding beveel, vul die manne se sakke met kos, soveel as hulle kan, sit elkeen se silwer terug bo in sy sak. My beker, die silwerbeker, moet jy bo in die jongste se sak sit, saam met die silwer vir sy graan. Hy het presies gedoen wat Josef gesê het. Jakob se vrees was nou dat Benjamin, wat nou die jongste seun is wat hy gaan gedink het, iets sou oorkom. Baie beskermend teenoor hom, en nou in die proses het Josef gesê, maar hy moet saamkom, die volgende keer. En Josef het nou, dat hy saam is, en nou sit hy die silwerbeker bo in sy sak. Josef kon hom nie langer bedwing nie. Dis nou nadat hy sy broers gesien het, iets in sy hart aangeraak het, en wat gebeur het, en hoor hierdie pragtige gedeelte. Josef kon hom nie langer bedwing voor almal wat langs hom staan nie, en roep toe uit, stuur almal uit, weg van my af. Daar het niemand anders by hom gestaan, toe Josef hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Hy het hardop begin huil, die Egiptenare het dit gehoor, ja ook die huis van die farao het dit gehoor, en toe sê Josef vir sy broers, ek is Josef, leef my pa nog. Sy broers kon hom nie antwoord nie, want hulle het verbuisterd voor hom gestaan. Josef sê toe vir sy broers, kom toe nader na my. Hulle het nader gegaan en toe sê, ek is Josef, julle broer. Julle het my verkoop om na Egipte geneem te word. Dink jou in hulle skoene nou hierdie broers, nee? En hoor wat sê Josef. Maar moet julle nie ontstel en julle self verwyd, omdat julle my verkoop het nie, en ek hier beland het nie. Want dit is vir die behoud van lewens, dat God my voor julle uitgestuur het. Ja, daar was nou al 2 jaar lank hongersnood in die land, en daar is nog 5 jaar, want daar nie geploeg of geoes sal word nie. Maar God het my voor julle uitgestuur, om vir julle nakomelinge te vestig op aarde, en om julle in die lewe te hou, met die oog
op 'n groot uitredding. Dit is nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my as 'n vader vir die Farao aangestel, as 'n heer vir sy hele huishouding en 'n regerder oor die hele Egipte land. Maak gou en trek op na my pa, sê vir hom, so sê u seun Josef, God het my aangestel as heer oor die hele Egipte, trek af na my toe, moenie talm nie, kom woon in die Gosenstreek, sodat pa naby my kan wees, pa en pa se kinders en kleinkinders en ook pa se kleinvee en beeste en alles wat aan pa behoort. 'n Stuk reunie, 'n gesin wat na jare weer bymekaar kom en bymekaar is. Nou vir elkeen van ons gaan hierdie stuk lewenspad sekerlik 'n ander stuk verhaal het, 'n ander stukkie wat jou opval, wat jy sal sê, maar hierdie was vir my nou die stukkie wat my aangeraak het. 'n Verhaal wat begin doeteenvoudig by die huis groot word, dit wat daar gebeur, onmin in 'n gesin, kinders wat met mekaar besig is, 'n pa wat verkeerd optree en een kind bevoordeel teenoor die ander kinders, en hoe hierdie ding uitspeel op die ou uit. Die Here wat iewers dit so bepaal deur Reuben mense gebruik om iets te doen, en vir Reuben kry om met sy broers te praat om te sê, moet hom nie om die lewe maak nie. Moet hom nie om die lewe bring nie, maar gooi hom dit in die put, en hoe hy verkoop word. Kan jy jou indink, jou broers jou verkoop aan vreemdelinge, daar gaan jy. En in die proses beland jy in 'n vreemde land, in Egipte land. En daar ontwikkel die verhaal, goed gebeur, die een na die ander. Amper op 'n sekere punt, dink jy, yes, maar dit gaan nou met my baie goed. Ek is in hierdie huishouding, ek is in beheer vir alles, en dan gebeur Potifar se vrou se verhaal. En beland jy weer in die tronk. En wanneer hy daar is, dat hy op 'n laagtepunt is, wil mense sê weer, dan is dit hoe die gevangenes se owerhede sien hoe hy optree, en hoe die tronkbewaarders sien hoe hy optree, en kry hy meer verantwoordelikheid, gaan dit met hom as te ware beter. Die drome van die skinker en die bakker, wat hy dan uitlê, en hoe hy op die ou end uit die tronk uitkom, die 7 vet are, die markkoeie, daai hele verhaal, en hoe hy op die ou end die plan vir die Farao gee, en hy daarin beheer geplaas word. Iewers op 'n manier is dit asof Josef, maak nie saak waar hy beland nie, mense iets van hom sien, en hoe hy besig is en wat hy doen, dat hy in 'n bepaalde magsposisie, 'n bepaalde verantwoordelikheid kry. En die verhaal loop aan, en 'n mens sou seker verskillende dinge kon opmerk en aangaan. 'n Mens sou 'n reeks kon maak hiervan. Jy kon sou dink hoe hy verbitterd sou kon raak. Verbitterd sou kon raak oor alles wat sy broers aan hom gedoen het. En hoe dit soos dit partykeer in 'n familie gebeur, dat broers vir mekaar kwaad is en nie mekaar wil praat nie. Hier, sy pa dink hy's dood, dis in 'n rouproses oor sy kind wat eintlik nog lewe. Hierdie stuk valsheid van sy broers wat die hele tyd voorhou, hy's dood, maar hy's eintlik in Egipte, hy lewe eintlik. Vir jare wat hulle nie kontak het met mekaar nie, en dan soos die dinge verloop en soos die dinge uitspeel, begin die droogte. En die eerste jaar kon hulle, lyk my, nog 'n bietjie aangaan, dit het hulle nog gehad het eet, en toe hulle sien, maar kos raak nou 'n probleem, en hulle hoor in Egipte is hulle Egipte toe om gaan kos te koop. Josef het dalk nou meer soos 'n Egiptenaar begin aantrek en gelyk en aangaan, hy het ouer geraak, en hulle herken nie hulle broer nie, maar hy herken hulle. Hy herken hulle, hy gee vir hulle, hy sorg vir hulle. Hy kon hulle net daar gevange neem. Hy kon hulle net daar vat en ter dood veroordeel, sou ek sê. Hy kon net daar wraak neem vir alles wat julle aan my gedoen het, gaan ek julle nou terugbetaal. Maar hy doen dit nie. Hy help hulle, hy stuur hulle met kos huis toe, en toe hulle weer terugkom, het hy gevra, Benjamin moet kom. Daar was by hulle bekommernis, want hulle het nie geweet hoe hulle dit gaan kyk nie. En toe kom die oudste en sê weer, maar ek sal kyk dat Benjamin veilig terugkom. En hierdie proses, en dan daai krisismoment, daai moment wat 'n mens wil amper sê in hierdie verhaal, die punt is waaroor dit gaan. Staan daar, Josef, sy broers, amper smeekend, nederig, buigend, amper voor hom, ons het kos nodig. As jy ons nie help nie, kan ons nie lewe nie. Op 'n sekere manier is ons lewens eintlik in Josef se hand, sou die broers kon dink. Dan stuur hy almal uit, en hy begin huil.
Hulle sou seker wonder, wat gaan nou aan? En in hierdie huil, in hierdie hartseer, kom hy in die verklaring, ek is Josef, julle broer. Ek dink, hulle het soort van in hulle self gedink, nou wat nou? Hier is moeilikheid, nou, vandag, gaan ons betaal vir ons dade van die verlede, vir wat ons gedoen het, en wat ons aan Josef gedoen het. Die bordjies is verhang, nou is ons die, wat voor hom staan, en ons lewens is in sy hande. Behalwe dit vra hy dadelik, leef pa nog? Hoeveel jare moes hy verlange terug na sy pa, al het sy pa hom bederf, al het sy pa dalk van sy moeilikheid vir, so gaan die verhaal, en sê, gaan terug, gaan haal vir pa, kom bly in Egipte, waar hulle vir die volgende 5 jaar genoeg sou hê om te eet, versorg sou word, ensovoorts. 'n verhaal van 'n mens, Josef. En dan in Josef se verstaan en probeer sin maak van wat het in sy lewe gebeur en met alles wat gebeur het. Kom Josef en sê vir sy broers, dit was nie julle nie, dit was God. Want jy sien, hierdie verhaal met Josef leer vir ons wat die Here dikwels in my en jou lewe ook doen. In ons lewens gebeur goed. Van my ouerhuis af, van my grootword af. Daar gebeur goed en party goed maak dalk tot jou ou dag nooit vir jou sin nie. Wat jy nooit verstaan, hoekom moes dit gebeur het, hoekom moes dit deel van my lewensverhaal wees nie. In Josef verhaal gebeur 'n klomp goed. En in hierdie pad en goed wat gebeur, kon hy dikwels baie vrae vra. En dan wanneer hy hier kom, is sy slotopmerking, sy konklusie, sy gevolgtrekking. Nou verstaan ek. Die Here het toe al geweet wat nou gaan gebeur. As ek daar dit nie met my gebeur het nie, as die broer nie dit gedoen het nie, dan was ons nie vandag hier nie. Dan was dit nie vandag dat ek vir my pa en vir my broers kon kos gee nie. Dan was dit nie hier sodat baie mense kon bly lewe nie. 'n Hongersnood in daai tyd was 'n enorme krisis. Die vermoë wat hulle gehad het om graan te produseer en op te gaar en te stoor, het dit moontlik gemaak vir mense om te kan oorleef. En dan sien Josef dit en sê, dit was nie julle nie, dit was God. Jy sien broers en susters, dalk is dit 'n ding in my en jou lewe om van tyd tot tyd net meer te gaan stil sit en te sê, waarmee is die Here besig in my lewe? Waarheen is die Here op pad met my? Slegte en goeie goed wat in my lewe gebeur, hoekom gebeur dit? Waarheen is die Here op pad met my? Want jy sien, in ons lewens is geluk en vreugde wanneer ek en jy besig is om dit te doen wat God van my vra. As God my in 'n rigting roep en ek daai rigting vat, gaan dit met my goed. Maar dis wanneer ek ander draaie wil maak. 'n Mens sou kon dink aan ons storie in die begin. Josef kon kom en 'n wrok wou koester. 'n Ding wou vashou. 'n Ding wat hom dalk seerder maak as die mense rondom ons. Dikwels is daar mense rondom ons wat jou iewers in jou lewe benadeel, jou iewers seer gemaak het, wat jy iewers nie 'n lekkerte in jou hart het rondom hom of haar nie. En Hagar se verhaal wat sê, los dit. Want wanneer jy sulke goed los in die verlede, maak dit jou vry. Maak dit jou iemand wat kan lewe. Om te vergewe, om te verstaan dat dit nie jy is wat die belangrikste is nie, maar God en die pad wat hy met jou loop, maak op die ou end dat jou lewe 'n stuk sin en 'n stuk betekenis kry. Josef was vry. Ek kon dink hoe 'n ou man, Jakob, by die huis die boodskap kry.
toe sy seuns terugkom. Ek kan nogal dink hoe dit moes wees. Die Bybel vertel ons dit nie, maar iewers moes hierdie klomp seuns nou terugkom by die huis. Voorheen met 'n liegstorie. Josef is deur wilde diere verslind, hier sy kleed met die bloed op. Nou kom en sê, Josef leef. Hoe die ou man Jakob nie kon wag om terug te kom en in Egipte te kom en weer sy seun te kan sien nie. 'n Herontmoeting, 'n stuk blydskap. Die Here het dit bepaal, die Here het gesorg. Mag ek en jy in ons lewens iewers by punte kom. Want onthou in Josef se lewe was dit jare wat hy nie geweet het wat aangaan, hoekom nie. Maar wat hy by hoofstuk 45 kom sê, die Here het dit so bepaal. Amen. Here, ons lewenspaaie wissel almal. Nie een van ons lewensverhale is 'n kopie van 'n ander een se boek met dieselfde woorde en dieselfde gebeure nie. Elkeen van ons se lewensverhaal is eintlik 'n unieke verhaal wat U skryf. U vorm aan ons, U bou aan ons, U laat goed met ons gebeur, goed en sleg. En iewers ons belewenis dat U ons deur dit alles dra, dat U 'n doel het daarmee. Somstyds in sekere momente verstaan ons nie, weet ons nie hoekom goed gebeur nie. Maar as te waarom soos Josef net voort te gaan en my beste te doen, en dat daar iewers hierdie belydenis kan wees, deur dit alles was ek in die Here se hand. Deur dit alles het die Here sy doel, sy plan met my lewe bereik. Mag dit in ons lewens ook so wees. Here, ons is vanmôre dat by die nagmaaltafel waar ons 'n vreugdefees wil vier. Ons wil verstaan ook en onthou wat U vir ons gedoen het. Gesterf het, begrawe is, maar ook opgestaan het. Dat U vir ons die lewe gee deur U sterwe. Dat U vir ons sondes betaal, vir elke sonde. En dat U ons vry maak om vir U te kan lewe. Here, wil U vir ons vanoggend deur hierdie nagmaalstekens versterk in ons geloof. Dat dit ons maak nie saak waarin ons lewe is en hoe min dinge wat met ons gebeur dalk sin maak nie. Dat U die een sal wees wat sê, ek is by jou. Ek is saam met jou op hierdie pad. Ek sal jou dra waar jy nie kan loop nie. Dankie vir U liefde. Hierdie sigbare liefdestekens en die tekens van brood en wyn. Seën ons, Here. Ons bid dit in U naam. Amen. Soos ek net nou verduidelik het of gesê het, gaan ek vanmôre vir ons die formulier vir die viering van die nagmaal van die Gereformeerde Kerk voorlees. Ek moet dan ook sê, dis 'n verkorte formulier. Ek gaan nie die volledige ene lees nie. Geliefdes in die Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis, net soos ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om nou tot ons troos die nagmaal reg te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Ons het dit reeds hanteer, die 3 punte. Almal wat so gesind is, wil God in genade aanneem
en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Almal wat egtig hardkoppig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan die afgodsdienaars, towenaars en waarsêers en die wat aan hulle glo, godlasteraars en skeermakers in kerk en staat, die wat myneed pleeg, ongehoorsaames, moordenaars, toesoekers, egbrekers, onsekeles en dan word die lys so aangeneem. Dan gaan dit verder. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke. Gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees hardgrondige berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens die gebooie te leef. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is en dat hy waarlik mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het ons volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het vir ons veragting gelei sodat ons nooit weer 'n voorwerp van skande sou word nie. Hy is onskuldig tot die dood veroordeel sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te spyker. En so het hy ons vervloeking op hom geneem om ons met sy seun te oorlaai. Hy het pyn en smart en bange Godverlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Uiteindelik het hy met sy dood die stort van sy bloed, die ewige genadeverbond vervul met die woorde, dit is volbring. Laat ons nou eers voor God verootmoedig en hom gelowig om sy genade aanroep. Kom ons bid, volgens die formulier. Ons dankie dat ons die troostryke gebeurtenis van die Seun Jesus Christus se bitter dood mag gedenk. Dat ons die troostryke gebeurtenis van die Seun Jesus Christus se bitter dood mag gedenk. Ons bid dat U gee dat die Heilige Gees dit in ons harte sal bewerk, dat ons in ons opregte vertroue al meer aan die Seun oorgegee, sodat ons met hom die hemelse brood gevoed word, en dat ons nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland te bely, en met gespanne afwagting te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid by hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Kom ons gee 'n oomblik van stilte waarin ons onsself ook voorberei. Terwyl dit plaasvind, vra ek ook dat die nagmaaltafel gereed gemaak word. Kom ons bid saam voordat ons die tekens uitdeel. Here, ons is hier. In U teenwoordigheid, U is ons hemelse Vader en ons is U kinders. Dit is gewone brood en wyn wat ons nou gaan uitdeel. Ons gaan dit in ons hand hou. Ons gaan daarna kyk. Ons gaan dit voel. Dan gaan ons dit eet. Dit proe, dit ruik.
Here, soos wat ons eet en voedsel eet om ons liggame te versterk en gesond te bly, het ons geestelike voedsel nodig. Gee vir ons die woord. Gee vir ons hierdie tekens van die doop en die nagmaal om ons geloof te versterk. En mag U, soos ons formulier sê, U goddelike doel met hierdie nagmaal bereik. Ons bid dit in U naam. Amen. Ons gaan die tekens uitdeel, jy kan dit by U hou. As jy besoekers is van ander gemeente wat vrymoedig sou wees in hulle eie gemeente om nagmaal te gebruik, is jy ook welkom om saam met ons nagmaal te gebruik. Ek vra dat die kerkraadslede vir ons dan help. So in die volgende nagmaalgeleenthede gaan ek verskillende families vra om saam met ons te kom sit voor in die nagmaaltafel. Iets van die vreugde, die gemeenskaplikheid daarvan. En dan voel ek ook nie so alleen hier nie. So dankie dat julle vanmôre hiervoor is. Ja, baie dankie. Broers en susters, kom ons bid. Ons Vader wat in die hemel is, U het ons geleer, laat U naam geheilig word, laat U wil geskied. Wanneer ons die vreugde beleef van U wat ons vergewe, wat ons vrymaak, wat ons 'n nuwe stuk vreugde in ons lewe gee, dan voel dit soos 'n heilige moment. Wanneer ons bewus is van U werk en U teenwoordigheid in ons lewens, is dit soos 'n heilige moment. Wanneer ons nagmaal gebruik, is dit soos 'n heilige moment. Omdat ons op 'n manier iets beleef van U teenwoordigheid, U God wees, U hemelse Vader wees. Here, gebruik hierdie nagmaal vanmôre soos U goeddink. Amen. Broers en susters, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van die Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot volkome versoening van my en jou sonde. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van die Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy bloed gevloei het tot volkome versoening van my en jou sonde. Here, U het ons aangeraak. Dis op ons lig voel, vry voel, veilig in die hande wees. En daarom kan ons jubel en kan ons juig en weet U lewe. U is God, U is die heerser, U is in beheer. Here, dankie dat ons die brood en die wyn kon gebruik. Dat ons kan onthou wat U vir ons gedoen het. Dat daar 'n diepe stuk dankbaarheid in ons harte ontstaan, omdat ons weet, U het ons verlos, uit onsself uit was ons verlore. Dankie vir dit wat U vir ons gee, vir ons geloof, vir genade, vir vrede. Hou ons vas, lei ons, so loop U voor, sodat ons U kan volg. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Seën van die Here. Mag die Here julle lei
ook wanneer sy pad nie altyd duidelik is nie. Mag hy julle geloof versterk in tye van beproewing, julle harte vul met genade om te vergewe, en julle die vrede gee om op sy trou te vertrou. Die seën van God die Vader, die genade van ons Here Jesus Christus, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met julle elkeen wees. Amen.